Ons bely ons geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis wat by Nicea opgestel is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore, al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Op hierdie punt in die gereformeerde erediens, nou dat u gelei is in die verhouding en in die ontmoeting met die lewende God, buig ons dan ook voor die Here. En daarom lees ons saam uit die wet van die Here uit Deuteronomium 5. Ek is die Here, jou God, wat nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. My liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige van jou of die sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing weer Psalm 19 vers 4 en vers 5, daarna gaan ek hier voor in gebed. Yes,
Regverdige en soewereine Vader, ons kom voor U as U kinders en erken dat U gedagtes hoër is as ons gedagtes, U weë beter is as ons weë, U beplanning is vir ons lewens ver beter as ons ons nie wat die volgende oomblik gaan gebeur nie, kan ons lewe, want U is in daardie volgende oomblik. U wag vir ons daar. Hemelse Vader, ons bid dat ons U wil kan gehoorsaam sonder om te kla en te mompel. Ja, wanneer die pad vir ons styl is en die beproewings vir ons baie is, hou ons weg van die sonde van ontevredenheid. Gee dat ons met vrolikheid die lewe tegemoet sal gaan. Dat ons ook, soos ons Here sal sê, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Help ons om ons aan U voorsienigheid te onderwerp, want ons weet dat U 'n liefdevolle Vader is. U is nie hard en ongenaakbaar nie. Ons smeek U, Vader, dat U ons sal help met ons werk, met ons diens. Die eerste ding wat ons vanoggend van U vra, is dat U aan ons die krag sal gee om te luister na U heilige woord. Dat ons nie die predikant sal sien nie, maar dat ons U stem sal hoor wat van sy lippe alweer klink, deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Gee dat die maas van ons huise harte sal hê wat getrou is aan hulle mans en aan hulle kinders, om hulle goed te versorg. Laat hulle kinders dissiplineer, maar hulle altyd in liefde ook opbou. Gee aan die mans wat moet werk, dat hulle nie sal moeg word en moedeloos word vir die onderskeie werke wat hulle het nie, maar dat hulle met uithou vermoë en geloof sal werk, selfs wanneer daar siek diere is, of wanneer die reën nie op die regte tyd gekom het nie. Moenie dat ons moed opgee nie, maar gee aan ons vaste vertroue in U. Gee dat ons die diakens, die gemeente, in 'n gees van wysheid en barmhartigheid sal bedien, en sal sorg vir ons behoeftiges. Gee dat ons ouderlinge met groot liefde U woord sal bring, met vrymoedigheid aan alle mense, dat hulle krag sal kry om te bemoedig en te versterk. Mag ons daaglikse pligte met dieselfde vreugde en spoed uitvoer, as wat die engele in U teenwoordigheid dit doen. Mag ons lewe op hierdie klein stukkie aarde, die volmaakte orde en gehoorsaamheid, koninkryk weerspieël. As 'n God van orde, in die naam van ons Here Jesus Christus, wat ons gehoorsaam het en ons so verlos het, bid ons gebed. Amen. Geliefde broeder, ons lees Markus hoofstuk vanaf vers 34 tot 38. En dan as 'n fokus verse vers 34 en 35. Nadat hy die skare, dit is die Here Jesus en dit is die 2020 Afrikaanse vertaling, nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het,
het hy vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele. En ons is vinnig besig om af te sluit met die Heidelbergse Katekismes. Ons is by die gebed as deel van ons dankbaarheidslewe. En dan is dit gaan dit oor die derde bede. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ambt en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer, soos die engele in die hemel. Geliefde broer en suster, om te bid is 'n wonderlike voorreg. En wanneer 'n mens bid oor die wil van die Here, dan bid jy in die eerste plek, Here, maak my gehoorsaam. Gee dat ek my verantwoordelikheid as gelowige aanvaar, net soveel soos wat die engele in die hemele dit doen. Vervang my wil met u wil, sodat ek die Here Jesus kan volg. Nou moet ek dalk net hier vir die kinders sê, wanneer jy die Here Jesus volg, dan beteken dit dat jy ook jou onderwerp aan die wil van die Here. Jy loop as het ware in sy voetspore. So baie eenvoudig, ons bid vir 'n nuwe wil om die Here te volg. Dat daar moet dus 'n verandering hier in my plaasvind. En ek sal net nou, in hierdie punt sal ek vir u, die eerste punt vir u verduidelik. Hoekom sê ek, daar moet 'n verandering in my plaasvind? 'n Mens moet leer om jou eie wil prys te gee. Om te buig. Om neer te lê. Om te kan ophou. Dit is baie keer vir ons as mense die moeilikste ding om te doen. Die Here Jesus kom en hy praat met ons baie duidelik hieroor. Hy sê, toe hy die skare saam met sy disippels daar geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ons sal net nou sien dat daardie gedagte van jouself verloon, is jy het 'n natuurlike geneigtheid, net soos ek en alle mense, om te wil doen wat jy wil hê. Dis 'n besondere sterk karaktertrek van Afrikaners, dat ons wil elkeen ons eie wil laat geld. As jy al by 'n boerevereniging vergadering was, dan sê jy weer dat dit wat ek nou praat is die waarheid. Elkeen het sy wil en sy manier en hy wil dit eintlik hê. En daarom is daar ook sterk verskil van mening. Ons het so groot geword. Ons is so. Broer en suster, so goed as wat ons dit op sekere terreine van die lewe kan gebruik, so kan dit vir jou 'n geweldige probleem wees in jou verhouding met die Here. Jy moet leer dat God se wil kom bo jou wil en jy moet jouself verloon. Dan sê die Here Jesus verder, moet sy kruis opneem en my volg. Dit gaan hier oor rebellie. Wanneer jy altyd net jou sin wil hê, jy is altyd reg, dan, broer en suster, is jy iemand nie net met 'n sterk wil nie, maar in jou verhouding met God kan dit neerkom op rebelsheid, verwerping van gesag. En die Romeine het 'n eenvoudige manier gehad om met sulke mense te werk. As jy nie 'n egte Romeinse burger was nie, het hulle jou gevat en hulle het jou die dwarsbalk van jou kruis laat dra tot waar hulle vir jou aan die kruis kon gaan vasspyker. En dan het hulle vir die wêreld gewys,
hierdie een wat hom nie aan ons wou onderwerp nie, sal ons met geweld aan ons onderwerp. Ons sal hom breek tot in die dood. Dis die negatiewe van kruisdra. Nou sê die Here Jesus, dis nie ander wat dit aan jou gaan doen nie. Jy moet jouself verloon en jy en ek moet ons kruis opneem. Dit gaan nie van self gebeur nie. Daai gees van rebelsheid om net jou wil te wil hê en nie gehoorsaam te wees aan wat God in sy woord vir ons sê nie, moet ek en jy die stryd aansê. Dus, om werklik 'n volgeling van die Here Jesus te word en agter hom aan te gaan, begin dit hier. Dat ek krities na my lewe kyk elke dag en elke week en vir myself sê, hoekom doen ek nie hierdie ding nie? Hoekom gehoorsaam ek nie op hierdie punt nie? Jy kan nie net sê, ek is maar so. Ek was nog maar altyd so. As jy weet dat dit verkeerd is, dan op 'n punt in jou lewe moet jy by daai punt kom dat jy sê, maar ek gaan my onderwerp, ek gaan my kruis opneem. Ek gaan werklik teen hierdie sonde in my stryd. En wat baie interessant is, hoe moeilik is dit om jou kruis op te neem, en ek praat nie spesifiek van daardie dwarsbalk. Die Here Jesus kom op 'n ander plek in die Evangelies, en julle ken dit baie goed, in Matteus hoofstuk 11, en dan sê hy, dit is nie so moeilik vir iemand wat staan onder leiding van die Heilige Gees nie, en dan gebruik hy nie die beeld van die kruis en dat dit 'n swaar dwarsbalk is nie, maar hy praat eerder van dit so. Hy sê in vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Is dit nie wonderlik nie, broer en suster? Dat as die Heilige Gees 'n mens verander het, dan beleef jy uiteindelik in hierdie stryd teen jouself, dat wanneer jy kom by, ek moet gehoorsaam wees aan die Here, of dit nou is, ek moet my Bybel lees, ek moet bid, ek moet ophou met 'n sekere sonde, dan kom ek agter maar, die genade van die Here is vir my so groot. Die las is juk, die las is lig, en die juk is sag. God maak dit vir my so, hy help my, hy dra my. Die Here sê in vers 35, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil of om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. En as jy nou gedink het, dit gaan daaroor, as jy as 'n martelaar sterf aan die hand van 'n moslem swaard, is jy verkeerd. Sodat jy hoef nie eers by vers 35 uit te kom wanneer jy sterf as 'n martelaar nie. Dan het jy nog nie geluister tot nou toe nie, en dan verstaan jy nie die konteks van die gedeelte nie, dan lees jy dit verkeerd. Wat die Here hieroor praat, is hy praat oor ons verhouding met hom. En hy praat van waar ons moet begin. En hy het gesê, dit begin by verloning van jouself, opneem van jou kruis, volg van die Here, daardie daaglikse verhouding met hom, die lewe met hom. En nou sê hy, nou moet jy baie versigtig wees, dat jy dink, hierdie vers gaan net oor mense wat sterf as martelare in die een of ander moslim land. Of soos byvoorbeeld hier, miskien in Mosambik, of in dele van Afrika, soos in die Sudan. Hy sê, jy is vir die evangelie, of jy steun die evangelie. Jy is vir God, of jy steun God. Jy gehoorsaam God, of jy gehoorsaam hom nie. Het gaan oor ons, en ons daaglikse lewe, en die wyse waarop ons lewe. Dit beklemtoon eintlik dat ons moet nie op onsself ingekrom wees nie. Selfverloning is om nie op jouself ingekrom te wees nie. En curvatus sê, en curvatus, die kurwe, moet nie op jouself ingekrom wees nie. Moet nie op jouself gerig wees nie.
Moenie jou dinge soek nie. Moenie net vir jouself lewe nie. Maar lewe met God as die fokus. As jy jou lewe wil red, dan lewe jy na God toe en jy lewe nie meer ingekurwe na jouself toe nie. So jy dink nie meer eerste aan jouself nie. En wanneer jy dink aan jou geliefdes, dan dink jy tog maar weer aan jouself. Die prioriteite is dan nie reg nie. Die Here sê, as jy jou lewe so wil lewe, wil jy jouself so red. Jy gaan jou lewe verloor. Dis duidelik wat hy hier sê. As jy die evangelie werklik hoor, as jy werklik die evangelie leef, deur na God toe te leef, dan uiteindelik sal jy gered wees. Calvin het in sy instituties die volgende hieroor geskryf. Hy skryf, ons is nie ons eie nie. Laat ons nie ons rede of ons wil, ons planne en optrede beïnvloed nie. Ons is nie onsself nie, laat ons dit dus nie as ons doel stel om te soek wat vir ons gerieflik is volgens die vlees nie. Ons is God se, skryf hy. Laat ons daarom vir hom leef en vir hom sterf. En hy het baie duidelik, het Calvin hier, Markus hoofstuk 8 in gedagte gehad, vers 35. Moenie in kurwe toe sien nie, en jouself indraai nie, met jouself besig wees nie. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg die Here. Onderwerp jou aan hom. R.C. Sproul, 'n bekende Amerikaanse gereformeerde kommentaarskrywer, skryf die volgende. Hy sê, dit gaan hier oor volledige onderwerping aan die heerskappy van Christus. Volledige onderwerping, nie gedeeltelike onderwerping nie, nie speletjies maak en storieetjies hê nie, maar volledige onderwerping. Kyk na die kruis van ons Here Jesus Christus. Let op sy lyding wat werklik die kruis gedra het. Hy het volledig homself gegee sodat ek en jy aan God kan behoort. Presies dit wat Calvin geskryf het. As ek dan volledig aan God behoort, dan kan ek nie op myself indraai die hele tyd nie. Jy word 'n selfsugtige, vreeslike mens. Paulus skryf dat ons is nou verenig met Christus in Galasiërs 2 vers 20. Hy skryf dit so. Dit is vir my altyd dramaties. Ek sal na vers 19 verwys. Hy sê in vers 19, ons het ons lewe verloor, ons is saam met Christus gekruisig. Dan kom hy, dit is altyd vir my dramaties, hy sê, ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie. Paulus wat was, is Paulus wat dood is. Die ou Paulus bestaan nie meer nie. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is kragtig. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in die geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer nie. Ek lewe net in Christus. Ek het 'n identiteitsverandering ondergaan. Die werk van die Heilige Gees moet in 'n mens se lewe gesien kan word. As dit nie in jou eie lewe vir jouself sigbaar is, dat jy stryd teen dit wat jy wil hê en jy probeer jou lewe belyn in dit met wat God wil hê. As jy dit nie kan sien nie, dan is dit nie daar nie. Dan moet ek en jy vir onsself sê, maar goed, ek moet myself verloor, my kruis opneem en die Here volg. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons word dus hier voor 'n definitiewe keuse gestel. Die Here Jesus doen dit. Hy sê, skaam jou nou vir my. Jy gaan voor my staan. Skaam jou nou vir my en ek sal jou nie ken nie. Hoor mooi.
kom nou op vir my en vir die evangelie. En ek sal jou ken. Want wie om vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele. 'n Mens wat in homself gekeer is en net vir homself leef, is deel van die wêreld en die wêreld het geen probleem met jou nie. Maar 'n mens wat nie in homself ingekurwe is nie, maar wat lewe vir God, die wêreld het 'n baie groot probleem met jou. Jy gaan moeilikheid kry. Maar die Here sê uiteindelik, gaan ek nie 'n probleem met jou hê nie. So is in die hemel, so ook op die aarde. Moet mooi luister wat staan daar, wat bely ons. Daar staan nie dat sy wil moet geskied in die hemel en op aarde nie. Maar soos in die hemel, so ook op die aarde. Nie, ek sê weer, nie dat die wil van die Here moet geskied in die hemel en op aarde nie. Daar is 'n verskil. In die hemel is die engele reeds volledig, geen 100% in lyn met die wil van God. Hulle gehoorsaam hom reeds. As hy spreek, dan spring hulle. As hy iets beveel, dan doen hulle. Of dit 'n seraf, of 'n gerub, of 'n boodskapper engel is, hulle reageer onmiddellik. Daar is reeds volkome onderwerping. Die Satan en sy engele wat hulle nie onderwerp het aan die wil van die Here is nie meer daar nie. Dit is uit die hemel uitgeskop. Hiervan lees ons in Psalm 103. Hierdie gehoorsaamheid van die engele. Vers 20 en 21. Loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring. In gehoorsaamheid aan die stem van sy woord, loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Nou bid ek, laat ek u so gehoorsaam soos wat hulle dit doen. As een baie treffende voorbeeld vir my persoonlik van dit. En dit is natuurlik daardie engele wat nie daar was toe die Here Jesus in die hemele der hemele terug gearriveer het, waarvan jy kan gaan lees in Openbaring hoofstuk 5. Daar was engele wat tog vir die disippels die boodskap moes bring en hulle vertroos met die hemelvaart. Onthou jy dit? Dis Handelinge hoofstuk 1. Hoe graag sou hulle nie daar wou gewees het, saam met daardie geweldige skares van hemelwesens wat dit alles aanskou het nie, en tog het hulle nie vir 'n oomblik getwyfel om ons Vader se opdrag te gehoorsaam. Dis die tipe van gesindheid wat in my en jou lewe moet wees. Al wil ek so graag in een rigting, ek weet ek kan nie. Want God vra van my om anders op te tree. En dit vat my terug na die plek toe waar ek werk in my werkswinkel of op die land langs my trekker of in my huis waar ek met my bese moet vee. Dit maak nie saak waar ek werk nie. Daar moet ek die wil van die Here soek en gehoorsaam. Ons vra ook, sê ons belydenis met hierdie belydenis, dat alle mense hulle aan die wil van God moet onderwerp. Ek dink baie mense dit beteken, Here, ek sien dat daardie ene doen daardie sonde, so laat daardie ene ophou met daardie sonde. Het gaan altyd vir baie mense in hulle gebede oor ander mense en nooit oor hulle self. Stop dit. Dit is nie reg. As jy vir mense voorbidding doen, is dit een saak. Maar wanneer jy oor ander mense se sonde begin bid, met die oog daarop om eintlik te sê, wel jy is beter as hulle, dan is jy nou soos die fariseer in die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. As jy nie kan insien dat 'n gedeelte in die eerste plek op jouself van toepassing is, broer en suster, dan moet jy weer gaan dink hoe jy bid. Uiteindelik kan jy voorbidding doen en jy kan bid vir berou en bekering by mense, maar begin by jouself. En wanneer ek en jy bid dat alle mense aan die wil van God gehoorsaam is, dan bid ek eintlik vir die wederkoms van die Here. Dan bid ek dat die Here dit so sal beskik dat daardie dag sal aanbreek. Dat daar 'n einde sal kom aan alle oorloë en geweld en hongersnood en siektes en mishandeling. Want dit is die dinge wat kom as gevolg van mense wat nie gehoorsaam is aan die wil van die Here.
So wanneer ek bid dat alle mense gehoorsaam is aan die wil van die Here, dan bid ek vir die herstel, die herskepping, die voltooiing van God se herskepingswerk in Christus. En dit moet hier wees in die verklaring van ons belydenis. Dit is nie om te bid oor die sonde van ander mense deur 'n vinger na ander mense te wys nie. Kyk broer en suster, een saak is baie duidelik en ek sluit daarmee af. Die wil van die Here sal geskied. Die wil van die Here sal gehoorsaam word. Strewe jy daarna om die wil van die Here hier op aarde te gehoorsaam? As jy daarna strewe om die wil van die Here hier op aarde te gehoorsaam, dan sal jy ook kan tuis wees in die hemel. Maar as dit nie nou al vir jou belangrik is nie, hoe gaan jy eendag tuis wees in die hemel? Waar ons gelees het, daar die hemelwesens absoluut gehoorsaam is aan die wil van die Here. Amen. Ons sing saam. Psalm 105 vers 21 tot 23. Exodus hoofstuk 16, lees vanaf vers 1. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die 15de dag van die 2de maand, na hulle uittog uit Egipte land. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei, om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Toe sê Moses en Aaron en al die kinders van Israel,
vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipte land uitgelei het. En môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmureringe teen die Here gehoor het. Want, wat is ons, dat julle teen ons murmureer? Daarom sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, omdat die Here julle murmureringe hoor wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die Here. Verder het Moses met Aaron gespreek, sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel, kom nader voor die aangesig van die Here, want hy het julle murmureringe gehoor. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in 'n wolk. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Here julle God is. En in die aand het daar kwartels opgekom, die laar oordek. In die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was. Fyn soos ryp op die grond. Die kinders van Israel het sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. En daarom sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Dit is die saak wat die Here julle beveel het. Samel daarvan in. Elkeen na sy behoefte. 'n omer vir elke persoon volgens julle siele tel. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. Die kinders van Israel het so gedoen. Hulle het ingesamel, die een baie en die ander een min. Maar toe hulle dit met die omer weet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in, en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle, en hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte, en as die son warm word, smel dit weg. Op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, 2 omers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het. Môre is dit rustig, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit, en wat julle wil kook, kook dit, en bere vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebere tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie. Toe sê Moses, eer dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lank moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat. Dan sal dit daar nie wees. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat die Here julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Waar elkeen bly waar hy is, dat niemand op die 7de dag van sy woonplek al weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. Die huis van Israel het dit man genoem. En dit was wit soos koriandersaad, en dit het gesmaak soos heuningskoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'n omer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n omer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit,
om bewaar te word. Die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het, en 'n omer is die 10de van 'n eva. Dan word daar nou gevra, wat is die 4de bede? Gee ons vandag ons daaglikse brood, dit is versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is, sodat ons daardeur erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorge en arbeid en ook U gawes sonder U seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen stel. Kan 'n mens vir 'n dier bid? Die kinders sê nee. Kan jy bid vir 'n bees wat back and close hier is? Kan jy vir jou kudde bid as jou kudde back and close hier is? Ek sê die boere sê ja. Want die kinders sê nee en die boere sê ja. Die kerk het beeste. Die kerk is afhanklik van sy beeste. En ons vir daardie beeste bid. Kan ons vir alle beeste bid. Kan ons bid oor hierdie tragedie wat besig is om in ons land af te speel. Ons bid nog gereed. Ons bid ook vir sonskyn. Ons lewe in afhanklikheid voor die Here. Ons is 'n plattelandse gemeente. Ons sit hier voor 'n krisis in die landbou. En nou kan 'n mens sê, maar ek is baie kwaad oor hierdie situasie waarin ek my bevind. Het jy al gesien hoe lyk dit wanneer 'n bees back and close hier kry? Verskrik. Ons kry daai diere baie jammer. Die antwoord is, broer en suster, ons kan bid dat God ons versorg. Deel van die versorging wat die Here vir ons wil gee, is hy gebruik ook ons diere. En hy gebruik ook ons gewasse. Hy wil hê ons moet hard werk. Ek kan ook bid dat die Here my genadig moet wees. En daarom sou ek sê, ja, ek kan bid, Here, moenie dat hierdie siekte verder in my kudde versprei nie. Dink nog maar aan my diere wat ook swaar kry. Het jy vir een oomblik gedink dat die diere wat so by jou swaar kry, raak die Here absoluut niks? Hy is immers die skepper van daardie diere. Dit raak hom baie diep. En ek is seker, hy is baie meer as jy ontstel oor 'n gebrekkige regering wat voor hom ook verantwoording sal moet doen oor dit wat hulle veroorsaak in die landbou. Politici wat dink dat hulle kan wegkom met alles, gaan nie met alles uiteindelik kan wegkom nie. En hulle sal verbaas wees oor wat hulle tot verantwoording geroep word. Dit gaan dus nie net oor die lyding in my en jou lewe nie. Sommige van julle sit met werkgewers wat baie onregverdig is. Ek lees nou, ek dink baie van julle weet, ek probeer die Bybel in 'n jaar se tyd lees. En soos wat ek nou lees, het ek die gedeelte gelees oor Jakob en Laban. En kyk, daai Laban was nou 'n skelm gewees. En hy het die hele tyd Jakob se loon verander. Die hele tyd besig om op 'n manier die loon aan te pas soos wat hy dink hy kan Jakob bykom om homself te verryk. En as jy die geskiedenis van Jakob en Laban lees, dan kom jy agter, op die ou einde teen die tyd wat Jakob pad gee by Laban, is alles wat eintlik Laban sin was, Jakob se. Want elke keer sê hy, nee, maar jy kan daar die skape en daar die bokke kry, en dan laat die Here net sulke skape en bokke gebore word. Dit is Psalm 127 waar die Here sê dat hy gee vir ons dit wat ons nodig het in ons slaap. Die Here vergeet nie van ons. So mense kan so onregverdig wees soos wat hulle wil as dit kom met jou loon. Die Here sê nie vir jou om daardie loon deur omstandigheid te probeer regstel nie, om deel te neem aan die een of ander protesaksie nie.
Hy sê, ek en jy het die verantwoordelikheid om ons werk te doen. So met die 4de gebod, broer en suster, gaan dit oor al hierdie dinge wat almal van ons raak. Met die 4de bede vertrou ons die Here om vir ons te sorg. Is dit nie mooi? Die Here leer ons ook met bek en klauseer en met die witsomer droogte en baie keer te veel reën en met 'n onregverdige werkgewer. Is die Here besig om ons te leer hoe om hom te vertrou. Dit is iets wat jy in die praktyk moet oefen om dit werklik te kan leer. En soms stuur die Here ons terug skoolbanke toe om juist vertroue te leer. In die Sinwoestyn kom Israel by die punt dat hulle nie net vra nie, ek wens ek kon sê dit was net vra. Die kinders het seker daardie ou woord murmureer gehoor. Murmureer beteken kla. Moan, soos julle sal sê. Hulle kla teen Moses en Aaron. Hulle is ontevrede, hulle is moeg, hulle is honger, hulle is teleurgestel. Hulle is kwaad want hulle voel Moses en Aaron het hulle uit Egipte weggelei, daar het hulle lekker gelewe. Skynbaar volgens wat hulle vertel, hulle daar lekker gelewe. En nou kry hulle baie swaar, maar daar was hulle slawe gewees. Jy sien hulle het perspektief verloor. En dan murmureer hulle sit in opstand teen hulle. Mense vergeet maklik en vinnig. Nou kom die Here en hy konfronteer hulle. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. En hulle is in 'n woestyn. Dis nou nie 'n woestyn met sand soos wat ons dit ken, miskien soos dele van die Kalahari nie. Dit is meer 'n klipwoestyn. Baie klippe, baie swak weiding. Daar's nie eintlik gras nie. So dis meer 'n klipwoestyn, dis baie warm. En nou kom die Here en hy sê deur Moses, deur Aaron, dis nogal vir my interessant, dat op hierdie stadium lyk dit vir my praat Moses deur Aaron. Hy het seker maar weer baie gehakkel en gestotter en gesuk. Julle onthou, dit is sy probleem nie. So hy gebruik nou weer, om een of ander rede, gebruik hy weer sy broer. En hy sê vir hulle, die Here sê, ek sal vir julle brood uit die hemel gee. Maar dis al waar dit vandaan kan kom. Jy kan nie in daardie wêreld dit reën nie daar nie. Dit gaan nie daar groei nie. Hulle gaan nie ewe skielik op landerye daar afkom nie, dat hulle kan pluk en maal en brood bak. En die Here sê, ek sal vir julle 'n oplossing gee. Ek sal 'n wonderwerk doen. Nou wil ek jou uitdaag. As jy werklik, en toe ek hierdie gedeelte gelees het en hierdie weer geskryf het, het ek gedink, ek kan in my eie lewe dink aan vele kere waar die Here werklik vir my wat ek moet sê 'n wonderwerk laat sien het. En in my eie lewe waar dit gebeur het. Waar dit vir my gelyk het, 'n ding loop in hierdie rigting en onafwendbaar in hierdie rigting en ek kan dit nie keer. Dit gaan so toe. Die Here is een keer in my persoonlike lewe. En die Here het dit omgekeer en dit het heeltemal in 'n ander rigting gegaan, in 'n positiewe rigting. Ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Ek weet daar's baie van julle wat daarvan kan getuig. Ons moet ons nie bekommer nie. Matteus hoofstuk sê, wat help dit julle dat julle bekommer oor die dag van môre? Kan jy een haar op jou kop grys maak of wit maak? Kyk na die skepping om jou, kyk na die voeltjies, kyk na die veldlelies, kyk na die gras. Die Here sorg vir baie meer, kleiner en onbelangriker as jy en ek, maar hy sorg vir hulle. Is dit jy wat vir die voeltjies kos gee? Al daardie voeltjies. Die Vader doen dit, want hy gee ook om vir sy skepping. Die Here wil hê ons moet sy orde raak sien. Party werkgewers en ek sê vir u, dit is 'n sonde. Dit raak al erger hierdie sonde. Probeer uit hulle werknemers die laaste druppel bloed te kry.
Hulle laat hulle die hele tyd werk. En as jy iemand is wat vir mense werk gee, moenie mense so laat werk dat hulle nie by hulle gesinne en hulle mense kan uitkom nie. Terwyl jy by jou gesin en jou mense is. Wees billik in hoe jy mense laat werk. Wees billik daarin. Tree reg op teenoor mense. Die Here sê daar is 'n orde. Jy kan 6 dae werk, maar 1 dag moet jy rus. Ons het onlangs 'n preek daaroor gehad. Breek daai beginsel en dit is tot jou nadeel. Jy moet 'n tyd hê om te rus, sodat jy die Here kan dien, maar ook sodat jy jou kragte kan terugwen. Vroeg die môre dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmureringe teen hom gehoor het. Want wat is ons dat julle teen ons murmureer? Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood. Omdat die Here julle murmureringe hoor wat julle teen hom gemurmureer. Hulle kon eerder gebid het, maar hulle het nie gebid, hulle het gekla. Daar is 'n verskil tussen bid en kla. Bid is om met die Here te praat. En ja, om ook vir die Here eerlik te vra wat jy werklik nodig het. Maar dit moet nie murmurering wees. Dit moet nie ontevredenheid wees. Dit moet nie 'n gekla wees nie. Moses sê deur Aaron baie duidelik vir hulle, die Here hoor. Die Here hoor wanneer ek met hom praat. Dit gaan dus nie net vir hom oor die geestelike nie, maar hy weet ook alles wat ek vir my liggaam nodig het en hy wil dit ook graag vir my gee. Israel is vir ons 'n voorbeeld van 'n gebrek aan vertroue. Mense sou dink dat hierdie mense wat alles gesien en beleef het, wat hulle beleef het, toe hulle uit Egipte uit weg is, dis mense wat deur die see is, wat gesien het hoe dat die Here vir hulle die see oopmaak en hulle is droë grond daardeur, saam met hulle kinders. Hulle lewe al vir 'n geruime tyd hier in die woestyn. En mense dink dat hierdie mense kan glo en kan vertrou, maar hulle doen nie. Maar is dit anders met ons, broer en suster? Ons het van moeders nie afgeleer wie die Here is. En tog kan ons so maklik in duie stop, as dinge nie in ons lewe verloop soos wat ons dit beplan nie. Ons wil brood hê vir 'n jaar, vleis hê vir 'n ewigheid. Dan is ons soos dan tevrede, as ons dan op God kan vertrou. Hoe sal ons dan ooit vertroue kan leer? En die Here het nie net brood uit die hemel laat reën nie, maar ook kwartels. Dis 'n voeltjie wat oor sy migrasie tog oor hierdie woestyn beweeg. En hierdie voeltjies het daar naby die laar van die Israeliete gaan sit, en dan kon die Israeliete vir hulle van hierdie voeltjies vang, sodat hulle iets het om van te leef. Die Here weet ook wat ons nodig het. Ons het ook proteïene nodig. Maar wanneer ons eie planne begin maak, en eie planne is om teen die Here te kerm en te kla, dan loop dinge skeef. Daar is 'n baie treffende voorbeeld van dit in die Bybel. Dis in die tyd van die profeet Haggai. Daar sê die Here vir hulle, neem ter harte wat met julle gebeur het. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. Want julle het net gewerk vir julleself en vir julle persoonlike rykdom. Wat in Haggai se tyd gebeur het. Hulle het nie gewerk om vir die Here te leef. Hulle het nie die geld gespandeer aan sy tempel. Hulle het gedink dit gaan net oor hulle self, daai ingebuig, daai ingekurwe wees net op jouself. Die Here sê, dit kan ek nie toelaat. Dit sal ek ook nie toelaat. Ons moet ons afhanklikheid van die Here besef. Hy gee vir ons alles wat ons het. Verder het Moses vir hulle gesê, dit is 'n saak wat die Here beveel het,
'n gomer vol moet julle daarvan bewaar. En daardie manna, niemand weet presies wat daardie manna was nie, dit help ook nie, jy kon vra vir my nie. Ek kan u al die teorieë vertel wat daar is van dat dit 'n insek was, wat 'n afskeiding het. Die insekkundiges ontken dit. Ander sê weer, dit is 'n tipe van 'n tamariskplant. Al daardie verklaringe voel vir my, hulle probeer 'n mooi logiese menslike verklaring te gee vir wat God gesê het uit die hemel uit. Wat hy gee, wat hy voorsorg. Daarom aanvaar ek dit nie. Maar wat dit ook al was, en jy moes dit gebruik. En die Here sê, behalwe op die 6de dag, dan het hy nie toegelaat dat die wurms in daardie manna inkom en dit bederf. So jy tel op die 6de dag genoeg op vir die 7de dag. Maar normaalweg het hierdie manna nie gehou nie, want jy moes van dag tot dag lewe van hierdie manna. Van dag tot dag. Net vandag so hoeveel. Dan sê hy, vat nou van hierdie manna, en sit dit in 'n kruik en gaan sit dit voor die ark van die verbond neer. En daardie kruik met die manna in het daar gestaan tot in die tyd van daag. Hoe is dit moontlik? Want God kan dit laat gebeur. Nou, wat wou die Here daarmee vir hulle gesê? Hy het nie gesê daar moet 'n kwartel gebêre word nie. 'n Kwartel is tog 'n lewendige voël. Maar die Here het daardeur vir hulle gesê, kyk na daai kruik. Dan weet julle ek sal vir julle sorg. Ek kan vir julle sorg met manna en kwartels uit die hemel. Kyk na die tafel van toonbrode wat in die heilige gedeelte van die ark of die tabernakel staan. Daar's altyd toonbrode op daardie tafel. En weet dat ek het nie van jou vergeet nie. Weet dat jy met my vertrou. En hou op om klein gelowig te wees. Die Here Jesus, broer en suster, wys immers vir ons hoe kosbaar ons vir God is. Deurdat hy ons verlosser is, wat vir ons sondes voluit betaal. Sou God sy seun gegee het vir mense wat nie vir hom belangrik en kosbaar is nie? Luister na die apostel Paulus wat sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Romeine 8 vers 32. En die antwoord is, hy sal vir ons alles gee wat ons nodig het. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, U is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ek kom voor U met harte vol dankbaarheid en erken dat elke asem wat ons neem en elke stukkie brood wat ons eet is 'n geskenk uit die vaderlike hand. Ons dank U vir die onderrig wat ons ontvang het uit U woord uit en wat ons herinner het dat U vir ons voorsien en na ons kyk. Ons dank U, Here, vir die daaglikse brood wat U vir ons gee. Ons prys U vir die krag om ons landerye te bewerk, vir die opbrengs van ons groentetuine, selfs hier in die dorp, vir die gesondheid wat U vir ons gee in ons huishoudings, sodat ons kan werk. Ons bely dat ons dikwels hierdie gewone en alledaagse barmhartighede as vanselfsprekend aanvaar en vergeet dat sonder U seën alles wat ons probeer doen te vergeefs is. Dankie dat U die soewereine gewer ook is van ons vee, wat ook ons vee en ons landerye beheer. En in hierdie tyd van siekte onder ons veetroppe en van onsekerheid, Here, dank ons U dat ons vertroue in U kan stel. Ons toekoms is nie in die hande van 'n president nie, of in die hande van die minister van landbou nie, maar ons toekoms is in die hande van 'n lewende, soewereine God. U is ons God, almagtige, vrymagtige Vader. Bo alles dank ons U dat U deur U voorsienigheid ons harte van 'n vals vertroue in aardse wesens en aardse rykdom ontneem. Bid ons, Here, dat U ons sal verlos van hierdie pessiekte wat onder ons vee heers. Dankie dat U ons fisiese behoeftes gebruik
om ons 'n dieper afhanklikheid te leer. Gee ons genade om die gawes wat U vir ons gee te waardeer. Mag ons dankbaarheid nie net woorde wees nie, maar 'n lewe coram deo, 'n lewe wat ons leef voor U aangesig en onder U oë. Die naam van ons Here Jesus Christus, ons hemelse gawe en ons hemelse gewer, bid ons gebed. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broer en suster, ons gaan van Psalm 104 net vers 8 tot 10 sing. Ons gaan nie nou vers 12 tot 14 sing nie. So ons sing net vers 8 tot 10. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Nog nie, ek sal vir jou vanmiddag